Goeiedag manne, dit is meneer Oukamp. Baie welkom by Landbouwetenskappe graad 12. Ons is by les nommer 9. Dit is die derde les van week 3 en die laaste les dan vir hierdie week. Dit gaan 'n kort gedeelte wees en ek herinner jou, ons is nog steeds besig met module 3, eenheid 6. Ons is by deel nommer 2 en wat ons hier behandel is KI, kunsmatige inseminasie. Ons het in die vorige video het ons verduidelik wat bedoel word met KI, kunsmatige inseminasie. Ons het gekyk na die vereistes daarvan vir suksesvolle KI. Ons het gekyk na voor- en nadele en spesifiek dan ook in watter omstandighede ons dan KI gaan gebruik. Ons het gekyk na die metodes om semen te versamel en ons het gekyk na die vereistes, belangrike vereistes daarvoor, spesifiek die wetlike vereistes, veiligheidsvereistes en die vereistes om goeie gehalte semen te versamel. So in hierdie gedeelte, nadat ons die semen versamel het, moet ons die semen evalueer. Ons gaan daarna kyk, die vereistes vir die stoor van semen, en dan gaan ons oorbeweeg na die proses van KI toe, hoe om hitte te observeer, of die tydperk, die tyd wat KI moet plaasvind, en dan die proses self, hoe dit dan plaasvind. So wanneer ons praat oor semen-evaluasie, het ons nou die semen versamel vanaf die dier, en ons moet nou kyk, hoe lyk die semen. En dan gaan ons spesifiek kyk, eers met die blote oog, na die kleur, die digtheid en die volume van die semen. Dus gaan dit, wanneer dit in die glasbuisie is, eers so met die blote oog bestudeer, en as ons gryserige semen sien, gaan dit dui op 'n infeksie. As ons rooi semen sien, of rooierige kleure, gaan dit dui op vars bloed, wat gewoonlik op die pad, vanaf die testis, ergens langs die pad is daar 'n besering gewees of 'n infeksie, of dan in die testis self, sodat daar hierdie vars bloed is. As daar 'n donkerbruin kleur is, dui dit op ou bloed, en goeie kwaliteit semen moet ondeursigtig wees, so 'n melkerige kleur, so 'n taai tipe vloeistof, en natuurlik gaan die volume wissel tussen diere van verskillende soorte. En dan gaan ons 'n mikroskopiese ondersoek doen. So as ek klaar gekyk met die blote oog, dan neem die veearts dit gewoonlik, of 'n ou met 'n mikroskoop, en hy gaan 'n druppel van hierdie semen vat en dit op 'n glasplaatjie sit om onder die mikroskoop te bestudeer, en daar gaan hy kyk na spesifiek die morfologie van die spermselletjies. Dit het te doen met hoe hulle lyk, die vorm, of hulle normaal gevorm is, en dan die motiliteit, met ander woorde die beweeglikheid, en hy gaan probeer vasstel wat is die persentasie lewendige sperme, of waar beweging en lewendigheid onder die sperme is. En dit kan hy dan doen onder 'n mikroskoop, en daar staan 80% van die sperme moet beweeg, en nie meer as 15% moet dood of onaktief wees nie, en daar moet minder as 20% struktuurafwykings wees. En dit sal ek nou vir jou wys. Dit merk jy onder aan bladsy 164 en bo aan bladsy 165. So hier is die man besig met sy glasplaatjie, soos wat jy daar kan sien, onder die mikroskoop besig om hierdie druppeltjie semen te bestudeer. En wat hy dan gaan sien is, hy moet hierdie golwende beweging onder die mikroskoop sien, sodat daar beweging en lewendigheid is onder die spermselletjies, en dan kyk hy ook na die vorm, soos ons hier kan sien. As ons hierdie vorme sien, die heel linkerkantste een gaan dan normaal wees, dan is daar een met 'n te groot kopgedeelte, een met 'n te klein kopgedeelte, 'n spermselletjie met 2 koppe, 'n spermselletjie met 2 sterte, dan is daar 'n abnormale vorm aan die kopgedeelte, of dan nou 'n abnormale vorm aan die middelstuk gedeelte, of dan 'n gedeelte van die kop wat weg is. So daar's verskeie soorte sperme wat verkeerd of abnormaal is, of verkeerd gevorm is, en hy gaan probeer kyk hoeveel van hulle daar is. As hy baie van hulle sien, weet hy moet nie die semen gebruik nie. As daar min beweging in die semen is, weet hy gaan dit nie gebruik nie. En as daar byvoorbeeld min spermselletjies self in die semen is, of baie spermselletjies wat dood is, gaan hy dit dan ook nie gebruik nie. Hier wys ek sommer vir jou die verskil in spermselletjies. Linkerkant is een van 'n rot, en die middel is hierdie een wat ons redelik ken, wat baie soos 'n mens se spermselletjie ook lyk, wat dan die bulsin is, en aan die regterkant hierdie kort wurm gedeeltetjies lyk amper soos wurms, is dan 'n haan se spermselletjies.
Hierdie is die strooitjie waarin die spermselletjies dan gehou word. So hierdie semen, wanneer ons gaan KI word in so 'n strooitjie gebêre en vervoer, wanneer ons dan die semen tot op die plaas moet kry en dan gebruik vir KI. So dit bring ons dan by die volgende gedeelte wat by die vereistes vir die stoor van semen te doen het. Hulle sê daar is 'n verskeidenheid, op bladsy 165 staan daar sodra die semen versamel is, moet die volume, digtheid en persentasie lewendige selle, spermselletjies van die semen vasgestel word. En die volgende stap is om die semen dan te verdun. En dan sê hulle daar is 'n verskeidenheid van semenverdunners. Ek gaan nie enigiets verder daar onderstreep nie. Al wat ek wil hê jy moet kyk is in tabel 2, is daar 2 gedeeltes of 2 maniere om semen dan te stoor. Die eerste gedeelte is om fraksie A bevat dan gesteriliseerde melk, glyserol, eiergeel, fruktose en penicillin, en dan ook nog 'n antibiotika. So daar is sekere antibiotikums wat dan teen infeksies gaan beskerm. Daar is stowwe by wat dit gaan net die volume meer maak, dan is daar stowwe wat energie gaan gee en dan ander voedingsstowwe aan die spermselletjies gaan gee. Maar ek wil hê jy moet let op die verskil tussen fraksie A en fraksie B in tabel 2. Jy hoef nie die detail te leer nie, ek wil hê jy moet net let daarop dat in fraksie B is die hoeveelheid glyserol baie hoër as byvoorbeeld by fraksie A, wat beteken ons meer energie in. So hierdie semen gaan vir baie langer gestoor kan word. Kyk ook byvoorbeeld na die gesteriliseerde melk wat 'n bietjie minder is, wat dan beteken hoe langer ons die semen gaan stoor, hoe minder gaan ons dit dan verdun. In die volgende gedeelte praat hulle oor die verdunning van semen. Ek gaan vinnig daardeur gaan, jy hoef dit nie te onderstreep nie. Let net op na die proses wat plaasvind, sodat jy verstaan waarom dit gebeur wat gebeur. Hulle sê daar in die handboek, verdunde semen moet genoeg lewende sperma bevat om die bevriesingsproses te oorleef en goeie bevrugting daarom tot gevolg te hê. Dan kyk ons so vinnig na die stappe. Stap 1 sê die semen en die verdunningsmedium word gemeng in 'n waterbad by 32 grade Celsius. So eerstens hou ons die temperatuur reg. Daarna word die verdunde semen verkoel tot 5 grade Celsius teen 'n tempo van 1 grade Celsius tot 2 grade Celsius per minuut. Dit is nie 'n vinnige verkoeling nie, dit is 'n stadige verkoeling. Dan word die mengsel vir omtrent 6 ure by 5 grade Celsius gehou, sodat dit dan stabiliseer. Daarna word die semenstrooitjies gevul in vloeibare stikstof dan vir 20 minute tot minus 186 grade Celsius bevries. So nadat dit in die strooitjies gesit word dan afgekoel tot minus 186 grade Celsius, waar dit dan in daardie toestand gestoor gaan word, totdat dit dan weer gebruik kan word. Goed, dit bring ons dan by die KI proses. Die eerste gedeelte wat belangrik is by die KI proses is dan die tydsberekening. So ons gaan net vinnig hier kyk wanneer ons weer kyk na die nodige toerusting vir semenversameling. Dit moet ons dan voor die tyd doen, voordat ons gaan KI, deel van die tydsberekening. Dus net onthou ons gaan gebruik maak van 'n kunsvagina en op die einde vang ons hierdie semen op in 'n proefwys, as ons dan nie lewendige sperma gaan versamel en dadelik KI. So wanneer ons kyk na hierdie toerusting, wil ek hê jy moet net gou let hierso op. Ons gebruik 'n pistolet. Die pistolet gedeelte gaan jy sien is aan die een kant het dit 'n tipe van inspuitingsdruk wat ons kan deurdruk. As ek vir jou hier kan wys, hierdie gedeelte van die pistolet kan dan uittrek en ingedruk word en hierdie staalpennetjie loop dan in hierdie buisie af. En hierdie buisie is oop aan die onderkant. So wanneer ons dan byvoorbeeld die strooitjie met die saad in gaan laai in die pistolet, gaan ons dit aan die onderkant insit, sodat hierdie gedeeltetjie, hierdie staaltjie aan die binnekant, dit dan deur die strooitjie kan druk tot binne in die dier se liggaam. Hierdie is dan die skede, wat ook belangrik is. Hierdie skede gedeelte gaan bo oor die pistolet gaan. So waar as die pistolet gehad het, word hierdie skede is 'n plastiek skedetjie wat bo oor die pistolet gaan, wat die semen nog net verder beskerm, en veral as ons baie koeie gaan kaai op een dag, beskerm dit ook die pistolet deur om nie in kontak te kom met 'n klomp
infeksie of selletjies van een koei na 'n ander nie. Dan het ons die knipper. Jy gaan hierdie goed verstaan, jy gaan sien waar ons dit gebruik wanneer ons deur die proses gaan, maar ons het 'n knipper nodig, wat ons die strooitjie waarin die spermselletjies of die semen dan gestoor word, gaan oopknip. Dan het ons 'n handskoen, wat ons gaan gebruik om in die koei se rektum in te gaan, om ons arm net te beskerm en skoon te hou, en ook vry van die reuk, van die mis te hou, en ons moet spesifiek in die rektum van die koei gaan, sodat ons dan die cervix kan optel en kan reghou vir die inseminasieproses. Dan het ons 'n ontdooifles, en dit is spesifiek belangrik om die semen, soos wat dit by minus 186 grade Celsius gestoor is, om dit dan te ontdooi, om dan tot by liggaamstemperatuur te kom, sodat ons dan die koei tussen 35 en 37 grade Celsius kan insemineer. Dan het ons die KI-fles, en binne in hierdie KI-fles, soos wat jy kan sien, hierdie gedeelte is die KI-fles, en wanneer ons hierdie kopgedeelte oopmaak, is hierdie strooitjies binne-in, wat dan nou so vasgehou in daai koppie, wat dan vloeibare stikstof binne-in het, om dan hierdie semen gevries te hou. So hierdie KI-fles hou dan die semen vir my vas. Ons sal kyk daarna ook by Oudtail se melkery, en hierdie KI-fles staan altyd in my stoor, en ek kan dan my saad daar bære, of dan die saad uithaal, wanneer ek die koeie dan gaan KI. Dan het ek 'n tweezer nodig, en 'n rubbertregter wat ek dan kan gebruik. Die tweezer spesifiek in die rubbertregter word gebruik in die ontdooi proses, as jy dan nie met jou vinger self daaraan wil vat nie, wat beter is. Dan kan ons gebruik maak van 'n speculum, en die speculum gebruik ons om in die koei se vagina in te gaan, en wanneer ons hom dan oopmaak, dan maak hy die vagina oop, sodat ons die pistolet makliker deur die vagina tot by die cervix kan sit. Ons gaan 'n papierhanddoeke gebruik om byvoorbeeld die vulva en die rektum van die dier skoon te maak, sodat daar nie nog kontaminasie kan plaasvind op die pistolet nie. Ons gaan gebruik maak van 'n termometer, en dis spesifiek by die ontdooi proses. En dan gaan ons gebruik maak van 'n smeermiddel, en dis spesifiek vir die arm wat in die koei se rektum ingaan, sodat ons haar nie seer maak of dan nou skeertjies in die rektum veroorsaak nie. Hier kan jy soms net vinnig na die proses kyk. Ons gaan deur die stappe gaan van die proses self. Hierdie man is besig om te KI. Jy kan sien sy hand is met die handskoen binne in die rektum van die koei. Die pistolet is in sy slimhand, as ek dit so kan sê. Hy is regshandig. So in sy slimhand is die pistolet wat dan gelei word deur die vagina tot binne in die koei, tot by die cervix. En hier kan ons sien, het hy die res van die pistolette wat hy vir die ander koeie gaan hê, styf teen sy liggaam, sodat dit by die regte temperatuur dan kan bly vir die semen. Hierso wys dit sommer vir jou baie mooi hoe die proses binne in die dier self lyk. As jy linkshandig is, gaan jy jou regterarm in die rektum sit, en as jy regshandig is, gaan jy jou linkerarm in die rektum sit, en al wat hierdie werk van hierdie hand is om die cervix van die dier te voel. Aan die onderkant van die rektum gaan dit dan lê, en dit wys vir jou mooi die posisie waar die dier is, en dan gaan hierdie linkerhand gaan die cervix optel, en dan help om hierdie pistolet deur die cervix te steek, tot in die baarmoeder van die dier. Hier wys dit ook vir jou op bok, hoe die proses spesifiek lyk, en waar dit dan nou plaasvind, is net 'n baie korter afstand, en hier, wanneer ons skape en bokke doen, gaan ons byvoorbeeld nie by die cervix, by die rektum byvoorbeeld met die hand in nie, maar ons gebruik hierdie spesifieke speculum, wat ons ook al gesien het in die vorige gedeeltes, om dan te kyk waar ons die cervix kan raak sien, om dan die semen te deponeer bo op die cervix, of net binne in die baarmoeder. So die tydsberekening kan jy daar in jou handboek net gou gemerk, ek het net vir jou daai verskillende gereedskap of toerusting gewys, sodat jy weet waarmee ons werk, maar die tydsberekening is baie belangrik. Ek moet op die regte tyd hierdie koei KI, sodat sy op hitte is, spesifiek op staande hitte, sodat ons kan verseker wees dat sy dragtig sal raak. Daar staan in jou handboek, jy kan net gou daarso kyk, KI van seksueelvolwasse verse vind plaas tussen 15 en 27 maande oud, dis wanneer ons die diere gaan KI, maar sy moet eers seksueelvolwasse wees.
sodat die koei se eerste kalwes of hierdie vers se eerste kalwes gebore kan word voordat sy 3 jaar oud is. En dan 'n koei moet binne 2 tot 4 maande nadat sy gekalf het, weer ge-KI word om optimale vrugbaarheid te kan handhaaf en ook om die produksiesiklus van die koei nie te verleng en haar dan onproduktief te maak nie. Dan kan jy daar verder onderstreep, ovulasie vind gewoonlik omtrent 14 uur nadat die eerste sigbare tekens van estrus verdwyn het plaas. Jy kan dit daar in jou handboek so merk, is baie belangrik. 'n Koei moet verkieslik geïnsemineer word voordat ovulasie plaasvind vir die onderstaande 2 redes. So voordat sy ovuleer, 14 ure nadat die sigbare tekens van estrus verdwyn het, moet ons haar dan KI. Die leeftyd van die spermatozoa is 48 uur, is baie langer as die leeftyd byvoorbeeld van die eiersel, wat van net 24 uur is. So wanneer ek hierdie koei dan KI en die spermselletjies teenwoordig is voordat sy ovuleer, sal hulle nog oorleef binne in die koei. Die tweede rede is, die sperma moet eers deur 'n voorbereidingstydperk gaan, voordat die akrosoomreaksie kan plaasvind, wat natuurlik die voorste kappie gedeelte is van die spermselletjie, wat dan die ensieme bevat, wat dan reageer tydens die akrosoomreaksie met die eierselletjie se buitenste laag, om dan toe te laat dat die kopgedeelte van die spermselletjie binne in die eierselletjie kan inbeweeg. So daar's eers 'n voorbereidingstydperk wat moet plaasvind voordat hierdie akrosoomreaksie kan plaasvind van die spermselletjies. So ons wil hê dat daar spermselletjies reeds in die liggaam is voordat hierdie spermselletjies in kontak kom met die eiersel. Hier wys ek sommer vir jou, ek het al hierheen vir jou gewys, jy kan weer daarna kyk sommer net wanneer ons kyk na die koei na gedrag spesifiek, sodat ons estrus kan waarneem, om dan op die regte tyd te KI. Ons gaan nou dit in teorie ook net behandel. Hier is 'n goeie manier vir goeie tyd om net te kyk daarna. Dan sê hulle daar, koeie wat in die oggend tekens van estrus toon, moet in die middag geïnsemineer word, terwyl koeie wat in die middag tekens van estrus toon, in die volgende oggend geïnsemineer moet word. Koeie moet 12 ure nadat ek die tekens van estrus sien, geïnsemineer word. 'n Koei wat tussen 15 uur na inseminasie nog steeds bronstig is, kan 24 uur later vir 'n tweede keer geïnsemineer word. So as ek sien, sy wys nog steeds haar hitte, haar estrus, 15 uur nadat sy geïnsemineer is. As ek al byvoorbeeld die oggend estrus waargeneem het, haar dan die aand of die middag geïnsemineer het, en ek sien nog steeds die volgende oggend dat sy nog steeds bronstigheid toon, kan ek haar weer 24 uur later vir 'n tweede keer insemineer. Dan sê hulle daar, vleisrasse soos Afrikaners en Brahmaanbeeste moet geïnsemineer word sodra die tekens van bronstigheid getoon word, en dit is ook dieselfde dan vir verse. Jy kan dit vir jou daar byskryf. Wanneer 'n vers tekens van bronstigheid toon, gaan ons haar dadelik KI en eerder 12 ure later vir 'n tweede keer as wat ons haar dalk mis, omdat verse se bronstigheidstydperk so varieer en onseker is, gaan ons hulle sodra ons estrus sien, gaan ons hulle dadelik KI. Goed, dit bring ons by die korrekte tegniek vir KI. Dit is ook op bladsy 166, jy kan net daar so kyk. Wat baie belangrik is, die eerste stap is dat al my toerusting steriel is. Weereens, dit beteken nie, dit moet ontsmet word nie. As dit ontsmet is, beteken dit my toerusting gaan geen lewende selle dood nie. Dit gaan alle lewendige selletjies doodmaak, en ek wil juist nie hê dit moet gebeur nie, want wanneer ons KI werk ons met lewendige selletjies. So alles moet steriel wees, dit moet gekook wees, sodat dit dan reg is. Dan gaan ek my diere in beheerde omgewing hou, soos wat ons met hierdie koei doen, in die prentjie wat jy hier kan sien. Sy is bronstig, ons het hittewaarneming gedoen, ons weet sy is op hitte, dis 12 ure later, ons gaan aan KI, ons sit haar in 'n drukgang, in 'n kraal, waar sy nie ander diere, haarself of die mense kan beseer nie. Die maklike manier om dit te doen, is om haar dan in hierdie nekklamp te sit, sodat sy nie beweeg, of agteruit kan beweeg, bo die persoon wat daar besig is om te KI, of dan ander mense kan beseer. Dan gaan ons al die mis uit die rectum uitwas,
en die uitwendige dele van die dier skoonmaak. Soos wat jy hier kan sien, aan die linkerkant, is hierdie vrou besig om eers al die mis uit te trek uit die rektum uit, sodat die koei nie daardie mis uitdruk wanneer jy besig is om te kaai en dit behoort jou pistolet loop nie. En ons maak die vulva mooi skoon met 'n papierhanddoek, sodat daar geen mis is wat as ek die pistolet gebruik, dan op die pistolet kom of binne in die dier se liggaam kan ingaan om haar dan siek te maak. Dan gaan ons die semen uit die KI fles uithaal, die strooitjie, en ons gaan dit ontdooi dan of in 'n ontdooi fles of dan in water, wat ons by 35 tot 37 grade Celsius hou. Ons gaan dit dan vir 10 minute hierdie strooitjie daarin gooi en dan gaan ons dit netjies afdroog met 'n papierhanddoek en ons wil keer dat daar nie 'n groot wisseling in temperatuur plaasvind sodat die semen dan skade kan kry. Soos wat ons hier kan sien, hierdie man maak die KI fles oop, haal net die strooitjie uit en hy het dit dadelik in hierdie bakkie water gegooi. Hierso is sy termometer sodat hy presies die heeltyd die temperatuur van hierdie water kan dophou en hy gaan 'n tydhouer hê of op sy horlosie kyk dat hy die strooitjie dan vir 10 minute in die water sit. Hy haal die strooitjie uit en maak dit mooi droog. Soos wat jy hier kan sien, is hy besig om die strooitjie droog te maak, sy hande mooi droog te maak en ons sit die pistolet onder ons arm sodat dit warm bly by liggaamstemperatuur sodat ons weer eens nie 'n vinnige daling kry in die temperatuur. Die beste manier om dit te doen is jy druk dit onder jou arm of jy sit dit styf teen jou lyf soos aan die regterkant tussen jou liggaam en jou klere. Dan gaan ons die strooitjie uithaal, dit afdroog soos ek gesê het en dan in die pistolet plaas. Voordat ons dit in die pistolet gaan plaas, moet ons eers die puntjie afknip, want die strooitjie is verseel, so ons gebruik ons knipper, ons knip die puntjie van die strooitjie af, en dan plaas ons dit binne in die pistolet, daar is die ou besig om af te knip, daar is die pistolet besig om warm te wees, en ons sit dit in die pistolet, en ons sit hier papier handdoekbeskerming oor die pistolet, of ons kan dan ook daardie plastiek skede oor die pistolet sit, om dit net verder te beskerm, om daardie gedeelte, die voorpunt van die pistolet wat die saad bevat, gaan ons dan beskerm om nie kontaminasie te hê nie, en ons gaan dan hier sien dat hierdie staal gedeeltetjie dan uitgetrek is by die pistolet. Dan gaan jy jou linkerarm, soos ek gesê het, as jy regshandig is, kan jy jou linkerarm gebruik om in die dier se rektum in te gaan, en dan gaan jy die cervix vind, soos ek hier gewys het, hierdie man is besig om in die dier se rektum in te beweeg, en dit is hoe die cervix gaan lyk. Hier aan die bokant van die cervix is die rektum, en aan die onderkant gaan jy kan voel, daar is 'n cervix, en die cervix gaan voel, byvoorbeeld, gaan dan voel soos 'n R5 stuk, so 'n plat, verharde gedeelte, soos ons geleer het, tussen die vagina en die baarmoeder van die dier. As ek hier vir jou van bo af net kan wys, soos wat die mens se hand inbeweeg, voel hy in die rektum na onder toe, en dan sal hy dan daar met sy vingers net voordat hy die baarmoeder kry, sal hy dan die cervix kan voel. Dan gaan hy weer 'n stukkie papier vat en die vulva vir 'n laaste keer skoonmaak, indien daar dalk enige mis uitgedruk het toe hy sy hand ingesit het, en dan gaan hy die pistolet versigtig deur die vulva steek of in die vulva sit, sodat dit dan deur die vagina van die dier kan beweeg. In hierdie prentjie langs aan wys ek sommer vir jou waar die ou se hand die pistolet lê, want as die pistolet dalk enigstens skerp is, omdat dit so 'n dun metaalstukkie is, kan dit maklik deur die wand van die dier se vagina dan druk tot in die buik van die dier, wat dan bloeding en selfs infeksie kan veroorsaak. So hier moet ons baie mooi werk, die dier moet kalm wees en die mens moet weet wat hy doen. Dan gaan die man die cervix vasvat met sy hand en dan die cervix optel en vorentoe druk, sodat daar geen voue is nie. Onthou, ons kan nie sien wanneer ons besig is om te kaai wat binne in die dier gebeur. Hier kan jy duidelik sien, daardie vou aan daai kant en die vou hier aan die onderkant moet reguit gemaak word. So hy tel die cervix op en hy druk hom vorentoe. Anders gaan hierdie pistolet gedeelte hier vassteek. Dan dink jy is besig om deur die cervix te gaan, maar die pistolet het voor die cervix vasgesteek. Ons wil hê die pistolet moet deur die cervix vassteek.
Onthou as die koei op buite is en sy is op staande hitte, gaan die cervix effens verwyd om dan spasie te maak vir semen om deur te beweeg. Dan gaan die ou die pistolet in 'n skynshoek beweeg totdat hy die cervix bereik en dan deur die cervix beweeg. En hy manipuleer die pistolet deur die cervix en dan voel hy met sy wysvinger dat hierdie pistolet reg deur die cervix is. Hier is hy nog besig om deur die cervix te beweeg en hier is hy klaar deur die cervix. Dan voel hy met sy punt dat aan die ander kant van die cervix, aan die voorkant van die cervix, aan die baarmoederkant moet hy die punt van die pistolet kan voel. Dan weet jy, dan weet die man hy is deur die cervix tot binne in die baarmoeder. Dan trek hy dan gaan hy sy eerste deponering laat plaasvind. Jy kan daarso in jou handboek ook sommer die stappe net kyk. Die helfte van die semen gaan hy in die uterus deponeer of in die uterus liggaam, maar verkieslik in die uterus horing. So as hy verder die pistolet kan insit tot in die horing van die uterus, kan hy in al twee horings 'n bietjie semen deponeer, die pistolet 'n klein bietjie terugtrek en dan die res gaan hy dan in die cervix self deponeer, sodat daar dan genoeg semen is in die uterus en in die cervix, vir genoeg semen om dan daar te oorleef in die cervix of dan in die baarmoeder totdat ovulasie in 'n plaasgevind het. Sodat as al die semen wat in die baarmoeder is, deurgeswem het tot in die fallopies buis en dan nie volwasse is nie, of dan nie die eierselletjie kon bevrug nie, dat daar selfs semen of spermselletjies dan vanuit die cervix, waar dit dan veilig gehou word, kan opswem tot waar dit dan bevrugting kan laat plaasvind in die fallopies buis. Want die spermselletjies kan langer oorleef in die cervix as in die baarmoeder self. Dan trek die man die pistolet uit en hy trek sy arm uit die rectum uit en hy masseer dan die geslagsorgane om dan stimulasie te laat plaasvind vir die vulva, vir die uterus om dan saam te trek en hierdie spermselletjies dan te vervoer en help te vervoer saam met hulle swemaksie tot by die fallopies buis. Ek wys sommer vir jou 'n paar ander diere se KI. Hier is hulle besig met 'n skaap se KI. Hierdie ou het sy gansbek, soos ons gaan praat, of sy speculum, waarmee hy dan hier in die vulva van die dier, of deur die vulva, deur die vagina tot op die cervix kan kyk. Gewoonlik is daar 'n liggie in, en jy kan dan jou pistolet tot bo op die cervix sit, en jy gaan nie noodwendig met skaap KI tot deur die cervix nie, maar jy deponeer die saad dan op die cervix, sodat die spermselletjies dan kan deurswem. Hier is nog 'n voorbeeld. Hierdie is eintlik 'n vorm van LAPA of laparoskopiese inseminasie, en dit word gewoonlik gedoen waar die dier dan onderste bo hang en dan die semen dan deur 'n gaatjie in die buik gedeponeer kan word tot binne in die uterushoring van 'n skaap, in plaas van om dan dit net op die cervix te laat. En gewoonlik wanneer ons KI, sit ons die skaap of die bok dan so oor 'n bokkie, ons noem hierdie mos 'n bokkie, en die dier, of jy kan 'n staalpyp hê met staners waaroor die dier hang, en dan kan jy van agteraf duidelik met die speculum binne in die dier se vagina kyk tot op die cervix. Ons gaan nie deur die rectum van die dier nie, omdat ons dan nou weet ons hand is te groot vir die rectum en die dier gaan heel moontlik seer kry. Sommige net nog voorbeelde. Linksbo kan jy sien is die Angora bok. Linksonder het ek vir jou die prentjie van 'n speculum gesit, waardeur jy dan werk. Regs is ek besig om 'n vetsterskaap te KI. En hier is 'n vrou wat 'n waantjie gemaak het, of 'n toestel waar die skaap op haar rug lê en waar sy gemaklik kan werk sonder dat die dier kan spartel of seer kry of die mense seermaak. Hier is 'n vark besig om ge-KI te word, soos wat jy hier kan sien, hier by die vulva. Dis die dier is daar hierdie pistolet, is 'n plastiek pistolet, en dan hier is die semen, dis ongeveer 250 ml semen, wat ons in hierdie vark dan gaan deponeer, en hierdie toestel wat hier om haar lyf is net om hierdie gedeelte vas te hou. So wat anders werk by 'n vark, is wanneer ons die vark KI,
beweeg hierdie pistolet tot deur die cervix, en hier, soos wat jy kan sien, die voorste gedeeltetjie van die pistolet lyk baie anders as byvoorbeeld by 'n besem. Hier wys ek sommer vir jou die voorbeelde. Die kopgedeelte van die pistolet lyk baie anders, en hierdie kopgedeelte word gebruik om in die cervix in te gaan. So, wanneer hierdie pistolet dan ingedruk word in die vark se vagina, gaan dit deur, totdat jy voel dit deur die cervix gaan, en dan hierdie plastiek buisie word dan aan die buitekant vasgemaak deur hierdie toerusting of gereedskapstuk wat ons dan om die lyf van die vark vasmaak, en dan word hierdie saadsakkie, hierdie sakkie met die semen dan vasgemaak aan hierdie buisie, en die vark trek dan as het ware die semen in haar lyf in. So die semen word nie gedeponeer deur 'n mensie, dit word nie daar geplaas of uitgedruk uit 'n buisie uit nie, of deur die sakkie, deur die buisie dan uitgedruk nie. Dit word self deur die sog ingesuig. Daar is 'n vakuum wat binne in die uterus vorm, wat dan hierdie semen insuig. En die laaste een wat ek vir jou wys, is sommer net waar iemand besig is om 'n hoender te KI. Hier is hulle besig met 'n hoender, en hier aan die regterkant is 'n ou besig om 'n perd, 'n merrie te KI met 'n spesifieke naald of 'n inspuiting met 'n nie 'n naald nie, ekskuus, met 'n buisie wat dan die semen deponeer in die perd. So dit is die laaste gedeeltetjie oor KI. Wanneer ons weer gaan skool hê, gaan ek jou vat na die melkery toe, en ons gaan prakties doen hieroor. Ek gaan vir jou presies wys waarom jy nie besig is om te KI, deur al die prosesse, die tegniek van KI, so jy gaan dit sien met jou eie oë. Ek het dit nou vir jou op die slides verduidelik, in die handboek het jy dit gesien, is daar die stappe, hulle gee vir jou 10 stappe, jy kan dit kortliks opsom. Ek het nie spesifieke goed uit bladsy 166 en 167 gehaal, wat jy moet onderstreep nie, want ek gaan dit eerder vir jou prakties wys. Jy kan wel die stappe vir jou kortliks net gaan opsom, sodat jy net weet hoe die proses van KI werk. Hulle hou daarvan om vir jou partykeer te vra, gaan jy eers KI en dan semen versamel, of gaan jy eers versamel en dan KI? Sulke tipe eenvoudige vrae, en dan kan hulle ook vir jou vra, waar gaan die semen gedeponeer word tydens die proses van KI? Hulle kan vir jou vra watter toerusting gebruik word. Hulle kan vir jou vra watter of hittewaarneming belangrik is en wat dit beteken. So daar's 'n klomp vrae wat hulle rondom dit kan vra. Som vir jou net kortliks die stappe op. Hulle sal nie al die stappe vir jou vra nie. Hulle kan net kortliks vir jou 'n paar van die stappe dan vra, of spesifieke inligting oor die stappe. So som dit net kortliks op. Daar's 10 stappe in daardie gedeelte. Ek sê weer, ons sal dit prakties doen sodat jy dit duidelik kan sien wat van jou verwag word. Dit bring ons dan by die einde van KI. In die volgende gedeelte gaan ons oor embryo-oorplanting kortliks gesels, en dan gaan ons praat oor selkernoordrag, en dan gaan ons oor na bevrugting en dragtigheid, en die laktasie van die diere, en dan die geboorteproses, en dan is ons klaar met ons reproduksie gedeelte. So bly asseblief met jou werk, hou asseblief aan om die video's te kyk, merk jy goed in jou handboek, dis regtig belangrik, en doen jou opsommingkies as ek vir jou sê, na sekere werk wat jy moet opsom, want dit gaan jou dan net help vorentoe. Baie dankie.